Hartlike goeiemôre vriende, ons is die Here nog dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom sy woord. Ons vertrou dat dit met u goed gaan, dat dit met u geliefdes goed gaan, dat u ook kan sien vir hierdie nuwe dag wat die Here vir ons as geskenk gegee het. Mag ons hom verheerlik in dit wat ons sê, in dit wat ons doen, in dit wat ons dink, mag ons die Here welbehaaglik wees. Vanmôre gaan ons wegval met Spreuke 23, 'n paar beginsels wat vir ons neergelê word uit hierdie paar verse. Ons gaan vers 1 tot 8 probeer hanteer. Vers 1 tot 3, vriende, is verse wat saamloop. Daar staan: sit jy aan om saam met 'n heerser te eet, let dan net op wat voor jou is, en sit 'n mes op jou keel as jy 'n goeie eetlus het. Moenie sy lekker spys of sy lekker ete begeer nie, want dit is bedrieglike spys. Nou, baie interessant is dat hierdie 3 verse saamgaan en eintlik vir ons 'n sterk beginsel wil kom neerlê. Nou, die aansit van hierdie hoë amptenaar of hierdie heerser waarvan die Bybel praat, was in daardie tyd gedoen wanneer daar 'n leier of 'n heerser of 'n belangrike persoon guns by ander mense wou wen, het hy hulle genooi vir ete, en daar was daar bepaalde voorwaardes eintlik aan hierdie ete gekoppel. Dit was nie altyd vir hulle duidelik deurgegee nie, is amper 'n fynskrif op die uitnodiging, en daarom is Salomo hier om jou duidelik te waarsku dat jy nie in die struik moet trap nie. Nou, wat gebeur vandag, vriende? Ons kry maar presies dieselfde vandag. 'n hoofuitvoerende beampte by 'n maatskappy sal iemand nooi vir ete, of iemand wat in die politiek is, of iemand wat miskien een of ander belang by een of ander besigheid het, en dan nooi hulle sekere mense om guns by hulle te verkry, om later met hulle besigheidstransaksies aan te gaan. En nou sê die Bybel vir ons: wees versigtig wanneer iemand jou nooi. Moenie net hals oor kop gaan en dan dink hierdie persoon dink jy so belangrik nie. Wees versigtig, vra die Here vir wysheid, en onthou, die boek Spreuke en die woord gaan oor om vir die kinders van God wysheid te gee. Die wêreld maak wat hulle wil. Die wêreld dink dat die woord sinneloos is. Hulle dink dat God se woord uitgedateer is. Ons wat die Here dien en liefhet, weet dat God se woord is van toepassing op ons as mens van die jaar 2024. So wat is die beginsels wanneer iemand belangrik jou nooi vir ete? Die eerste gedagte is: wees tevrede met wat jou voorgesit word. Daar moet 'n dankbare hart by jou wees vir dit wat vir jou voorgesit word. Moenie kla daaroor nie, moenie afbreekend praat oor dit wat vir jou voorgesit word nie. Die Bybel sê vir ons dat jy tevrede sal wees met wat vir jou voorgesit word. Tweede ding, as jy 'n goeie eetes het, bedwing jouself. Moenie jouself vergryp aan kos en jouself wangedra by hierdie persoon en eet soos jy wil nie. En dan die belangrike waarskuwing: moenie sy lekker ete begeer nie, want dit is bedrieglike spys. Moenie so lekker eet en dit so geniet dat jy 'n tweede en 'n derde en 'n vierde keer gaan en later in die struik trap waar hierdie kos jou eintlik baie duur te staan kom nie. In daardie tye het die diensknegte mense bedien op 'n manier soveel sodat hierdie persoon geweldig belangrik gevoel het, en later het hom eintlik baie duur te staan gekom wanneer homself in 'n saak begewe of in 'n transaksie begewe wat vir hom baie meer as daardie ete sou kos. So die kort en die lank van die saak is: as jy genooi word vir ete, vriende, gaan. Wonderlik as jy goeie vriende het en as mense jou nooi vir ete. Hier gaan dit in besonder wanneer 'n belangrike persoon, soos ek sê, hoofuitvoerende beampte of iemand in die politieke arena, of miskien 'n persoon wat belangrik en van in aansien is, jou nooi. Wees versigtig. Kyk altyd of daar nie 'n agenda is nie, en vertrou die Here dat jy ook daar 'n skynende lig vir die Here sal wees. Ek besef en verstaan ook dat kinders van die Here baie keer in hierdie situasies hulle self bevind. Ons dink aan die groot prediker Billy Graham. Hy was die evangelis of dan die predikant vir baie van die presidente, en hy moes ook versigtig gewees het om nie in die struik te trap, dat hy nie sonde sou aanspreek wat hierdie mense miskien gedoen het nie. Daarom, wees versigtig, vra die Here vir wysheid. Vers 4 en 5 is belangrik. Daar staan hier so mooi: vermoei jou nie om ryk te word nie, laat staan jou slimheid. Sou jy jou oë daarop laat afvlieg, maar weg is dit, want skielik maak dit vir hom vlerke en vlieg soos die arend na die hemel toe. Dit is 'n beginsel wat oor en oor in die boek Spreuke herhaal word. Baie interessant. Salomo, die rykste van alle mense, sê: moenie jou vermoei om ryk te word. As u die boek Prediker gaan lees, sal u sien dat rykdom baie hartseer bring baie verantwoordelikhede, bring baie bekommernisse. En ek het al met mense gepraat, vriende. Ek onthou een man wat vir my gesê het: dominee, as ek vandag my lewe kon oor hê, sal ek nie ryk wil wees nie. Daar is soveel dinge wat saam met rykdom kom, dat ek dit glad nie weer sal begeer nie. En ag, vriende, dis die groot ding wat ons hier sien. Mense verloor hulle vrou, hulle kinders, hulle aansien, hulle verloor alles net om geld bymekaar te maak. En dan sê die Bybel, in 'n oomblik is hierdie rykdom weg. Het jy al gesien as 'n kind 'n voël bekruip en hulle kruip stadig nader en miskien op 'n stadium druk hulle met 'n knieg op 'n takkie of iets en die volgende oomblik vlieg die voël weg? Die Bybel sê soos rykdom ook.
Ons gee al ons tyd en energie daaraan en met een verkeerde besluit verloor ons alles. Dan is dit weg en dan is al die geliefdes wat ons in die proses verloor het ook weg. En dan sê ons vir onsself, dit was alles nutteloos geweest. Dit is alles te vergeefs geweest. Daarom, wees wys, vra die Here vir wysheid, dat jy ook jou lewe so sal bestuur en so sal balanseer, dat jy tyd sal hê om te werk, tyd om te spandeer, tyd om te geniet, tyd om lief te hê, gaan lees die boek Prediker, die wonderlike balans wat die Here ons in die lewe gee. Daarom moenie rykdom begeer nie, dit kan jou baie duur te staan kom. Vers 6 tot 8 gaan ook saam, daar staan, eet nie die brood van die een wat afgunstig is nie, en begeer nie sy lekker ete nie. Want soos hy in sy siel bereken, so is hy. Eet en drink, sê hy vir jou, maar sy hart is nie met jou nie. Jou stukkie wat jy geëet het, sal jy uitspieg, en dan het jou vriendelike woorde verspil. Vriende, hier gaan dit maar eintlik oor iemand wat geweldig synig is. Die afgunstige persoon is ook die synige persoon. Weet, baie keer nooi hulle jou vir 'n bepaalde rede, jy weet nie altyd hoekom nie, en hulle sit vir jou die kos voor en jy eet lekker en jy komplimenteer hulle, en terwyl jy al hierdie woorde praat en hulle komplimenteer en jy dink jy lekker kuier, is hulle eintlik besig om somme te maak in die kop, hoeveel kos jy opeet, hoeveel geld se kos jy opeet en wat hulle alles met daai geld kon doen en later kan hulle miskien verwy daarvoor en vir jou sê, luister, weet jy, hierdie eet het my R300 gekos en dit is eintlik my week se petrolgeld en later sal hierdie kos bitter in jou mond wees. En jy sê by jouself dink, hoekom het ek ooit hierdie mense gekomplimenteer? Hoekom het ek ooit gekom vir hierdie ete? En ons almal weet waarvan ek praat. Ons almal het al by sulke mense uitgekom. Mense wat vir een of ander rede jou nooi en dan later as jy spyt het gegaan en dink by jouself, hoe kon ek so stupid gewees het? Wat moet jou gesindheid wees? Nog steeds die gesindheid van die Here Jesus, maar vriende, wanneer die uitnodiging weer kom, moet ou maar 2 keer dink. En wanneer jy iemand nooi na jou huis, wees gasvry, gee vir hulle, sit vir hulle voor dat hulle eet en versadig word en dank God dat hy vir jou voorsien het en leer die praktiese lesse uit hierdie gedeelte, dat jy nie dieselfde foute sal begaan nie. Mag die Here ons genade gee en wysheid gee dat ons hom in alles sal verheerlik en so eer sal bring op sy naam. Dat ons die Here ook sal dank vir die boek Spreuke, 'n Ou Testamentiese boek wat vir ons Nuwe Testamentiese waarhede kom leer, waarhede wat ons kan toepas in die jaar 2024 en so die Here kan verheerlik. Baie groete vir u, seën. Ons gaan môre verder aan wanneer ons by vers 9 stil staan en ook sien wat die Here vir ons wil kom leer. Vriende, groete vir u, mooi dag verder, tada.